baie welkom. Ons is nog steeds besig met God se kreatiewe plan met ons en hy is regtig kreatief besig. Soos ons nou by Genesis 21 en ek het gesweet met die eksegese en ons het met die beplanning van die preek en van die erediens is daar ook dinge om by verby te kom. So ek dink wanneer jy dit lees, moenie sommer net so die storie op die oppervlak lees nie, dink ook bietjie. Maar die groot ding agter dit, God is kreatief besig in ons lewe met ons lewe. So ons is by Genesis 21 vandag. Kom ons begin op die regte manier. Kom ons maak ons oë toe. Wanneer ek na die hemelryk kyk, die werke van die vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is 'n mens dan dat U aan hom dink? 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk. Here, ons Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. En dan reageer God en hy sê genade en vrede vir julle, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, alles deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou kan ek jou nou nooi en sê, kom ons maak ons Bybels oop by Genesis 21 en ons gaan lees vanaf vers 8. Genesis 21 vanaf vers 8. Dit is die woord van die Here. Die kind het groot geword. En die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara, die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met pyl en boog. Hy het in die Paran-woestyn gewoon en sy ma het hom met 'n vrou uit Egipte laat trou. Ons lees tot daartoe saam. Gelukkig is elkeen wat regtig na die Here se woord kan luister. Here, en daarom sê ons vir U dankie dat ons die woord kan lees. En as hierdie verhaal wat ons ken, oordink en ons kom by moeilike vrae uit, dan wil ons vir U vra dat U deur die Heilige Gees vir ons rustigheid sal gee. Dat U vir ons sal laat sien wat U sien en dat U ons ook sal seën met 'n antwoord op ons bekommernisse. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. God gee vir Abraham en Sara 'n belofte en dan sê hy, wag. Eintlik moet 'n mens begin lees by Genesis 16, as God vir Abraham en vir Sara sê, wag. Ja, wag is moeilik. Ek weet nie hoe jy dit beleef nie, maar wag is net eenvoudig moeilik. Prof Smede vertel 'n verhaal. Hy het as predikant
by 'n gesin aangekom, is welaf mense, baie welaf mense, en hulle dogter was weg. Hulle weet toe nie of sy weggeloop het, en of sy ontvoer is nie. Nou sit hy by haar, en die polisie is daar, en die man sê vir hom, nou wat doen ons nou? En die polisieman sê vir hom, jy wag. Ons wag vir 'n oproep, of ons wag vir enige teken van jou dogter af. Daar is polisiebeamptes, daar's voertuie oral in die stad, hulle sal haar sien as hulle haar sien, maar ons wag. En die man loop so met sy hande in sy broeksakke, loop so heen en weer, hy sê, wag, ja, wag. Maar is dit regtig so moeilik om te wag? Wag. Ja, dit is so moeilik om te wag. Sarah raak 'n slagoffer van wag. Die Here, die almagtige God, het vir haar en vir Abraham gesê, wag. En jy weet wat gebeur as 'n ou wag, jy word moedeloos. Wie om die waarheid te sê, hulle sê, as jy in 'n restaurant wag, 9% van mense kan net 5 minute vir 'n kelner wag. Net 5 minute. 20% van mense kan net 1 minuut wag. So wag is nie in almal se vermoë nie. Wag. Dan daar in hoofstuk 16 vers 2, dan sê Sarah eintlik, die Here het van my vergeet. Die Here het nou eenmaal my daarvan weerhou om kinders te hê. Ek is uitgesluit. Of het ek God verkeerd verstaan? Het hy gesê, ons moet dalk 'n plan maak? Hy het gesê, jy sal 'n nageslag hê. Dalk het hy nie bedoel ek nie, maar dalk deur my slavin. Weet jy wat, dit is 'n reg menslike ding. Elke keer wat jy 'n verhaal herroep en oorvertel, skuif jou feite. Jy's 'n man, dit feitelik presies net so gebeur, maar jou feite skuif. Bly net dieselfde. Dit is nie dieselfde storie wat jy die eerste keer vertel het, wat jy die 50ste keer vertel nie. Al dink jy dit is. Jou feite skuif. My onthou het geskuif. Dalk het die Here vir ons eintlik bedoel om te sê, ja, maak 'n plan, ek sal vir julle sorg. Dalk moet ons 'n plan maak. Kom, ek en jy gesels met mekaar. Beteken wag dat ek en jy niks doen nie? Of dat ons oral soek vir 'n oplossing? Of dat ons God bietjie help om sy belofte te vervul? Dis hoofstuk 16 vers 2 is eintlik erg, né? Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te hê, gaan slaap by my slavin. Ja, hierdie is 'n noodplan. Neem tog maar vir Hagar, sodat jy, Abraham, net 'n nageslag kan hê, dat hy iemand is wat jou naam voordra. Kom ons help om God se eer te red. Want duidelik is daar nie ander planne nie. So dit is vir ons moeilik, want ons westerse omgewing, wil sê, staan dit regtig in die Bybel. Wat kan dit waar wees? As jy kultuurhistories daarna gaan kyk, is dit nie so erg nie. Dit is maar 'n ding wat daai tyd baie gebeur. Baie gebeur het, dat as 'n vrou nie swanger word nie, het sy vir haar man gesê, dat jy 'n kind wek by my slavin, en dan is dit my kind, asof ek self daarin geboorte gegee het, is my kind. So die storie agter die storie, of die opbou daartoe, of wat ook al, was nie so vreemd in Abraham hulle se tyd nie. Al klink dit vir ons erg. Maar die probleem lê eintlik op 'n ander punt. Gerard van Rad noem dit halfgeloof. Halfgeloof. Ek glo in God. Hy bestaan. Hy's regtig daar. Vertrou is 'n 50-50 ding. Abraham en Sarah het in God geglo, totaal en al.
maar die belofte wat hy vir hulle gemaak het, julle sal 'n kind hê, julle nageslag sal soveel soos die sterre wees, soveel soos die sand op die strand wees. Sy belofte alleen was nie meer vir hulle genoeg nie. Ja, ons moenie ons kop vir hulle skud nie, ons moenie. Glo jy nog in die wederkoms, dat daar regtige wederkoms sal wees? Ja, daar sal daar regtig gaan Jesus so op die wolke afkom. En die oomblik wat 'n mens dit die realiteit begin, dan kom jy agter, nee, weet jy wat, ek sê van 'n wederkoms, maar weet jy, die kans dat ek gaan doodgaan is groter as dat Jesus weer sal kom. Glo jy dat jy regtig gered word uit die genade van God alleen? Of moet mens maar ietsie doen, dat God jou raak sien? Moet ek maar ietsie doen? God gee die belofte van redding, maar dan verander die storie in Abraham se kop. Ons glo nog in God, maar vertrou is hom regtig. Sal dit gebeur wat hy gesê het, soos hy dit gesê het, of het ek verkeerd gehoor? Is genade alleen regtig genoeg om my te red, dat ek die ewige lewe sal beerwe? Abraham en Sarah soek 'n storie, en ons soek ook 'n storie. Ons noem dit selfsorg. Halfgeloof, selfsorg, selfde ding. Ek wil jou 'n verhaal vertel wat regtig gebeur het. Die man se naam is Hugo Distler. Hy was 'n Duitser en hy was 'n komponis. En hy het baie mooi musiek begin skryf en almal was opgewonde oor sy toekoms. En toe kry hy van die Duitse regering af in die Tweede Wêreldoorlogtyd 'n oproepbrief. Hy moet aanmeld om oorlog te gaan voer. En dit was 'n totale al net teen hom. Niks het vir hom sin gemaak nie. Hy het nie saam met Hitler gestem nie, hy het nie saam met geweld gestem nie. Hy het lank paaie gaan stap. Hy het op sy knieë gepleit en gesmeek. Hy het voor God geworstel en God gevra vir 'n antwoord. Hy het teruggekom van al sy pelgrimstappe af en hy het by die huis gesit, maar hy het net nie vrede in sy gemoed gehad nie. En hy het sy eie lewe geneem. Die volgende oggend is 'n brief by hom afgelewer dat hy vrygestel is van diensplig. Hy kon nie meer wag nie. Selfsorg toegepas, halfgeloof. Ek neem hom nie eers kwaadlik nie. Hoe wag 'n mens op God? Dit sê ek nou teenoor hierdie halfgeloof, teenoor hierdie selfsorg wat ons maar toepas. Ek glo in God, maar vertrou sy beloftes. Mens moet maar kyk wat gebeur. Hoe wag ek op God? Ek wag op God. Geloof beteken om te wag. Om gewillig te wag. Werklike geloof en vertroue, 100% geloof in God, gaan daaroor dat die eer van God die belangrikste in my lewe is, nie wat ek wil hê, nie beloftes wat ek dink ek hoor by hom, maar om gehoorsaam te wees aan sy woord, nie my woord, en om dan my vreugde en my vrede by God te vind. Jy kan Romeine 10 vers 17 gaan lees, om regtig te luister na die evangelie. Hoe kom 'n mens tot geloof in Jesus Christus? Deur die hoor van die evangelie. Spreuke 3 sê ook vir ons aan vers 5, vertrou met jou hele hart volkome op die Here en nie op jou eie insigte, ken hom in al jou weë. So dit gaan oor glo in God, dit wat ek hoor, maar ook vertrou. Ons is nie hier om vir God ietsie te wys nie. Ons is hier as gevolg van God se besluit. Die woord Isak beteken lag.
Ek dink dit moes gewees het. Wag. Ons is hier, want God wil vir ons iets wys deur ons lewe. Hy wat geken wil wees, wil vir ons iets wys. God bly getrou, en hy beskerm sy verbond. In hierdie verhaal, op die vreemdste, moeilikste wyse, Sara sê vir Abraham, Hagar en haar kind moet loop. En dan sê God vir hom, Abraham, dis reg, want Sara dra die verbond, en ek sal die verbond wat ek met jou gesluit het, in stand hou. Abraham, ek beskerm jou. Weet jy, God het op ander plekke ook, daar was 'n tyd toe die Farao vir Sara as 'n vrou wil neem, want Abraham het sê, nee, ons sê, jy is my suster, anders maak hulle my dood. En dan tree God in en hy sê vir die Farao, jy raak nie aan daai vrou nie, sy is die kind van, en die ma van my verbond. En dan skrik die Farao en hy gee Sara terug vir Abraham en sê, gaan net weg, ek is bang vir jou God. Ag, daar is soveel tye en plekke waar God ingetree het en die verbond beskerm het. Toe Sara en Abraham hulle eie planne gemaak het, het God ook ingetree en sy verbond beskerm en gesê, hier is die kind van die verbond, Isak, nie Ismael nie, Isak. En God beskerm sy verbond. Maar hy los ook nie vir Ismael. Hy wat uit halfgeloof gebore is, uit selfsorg gebore is. God het nie net weggetree sê, nee, laat hom doodbrand in die woestyn. En daarom is dit so mooi daar in Genesis 21 vers 17, en ek wil het vinnig vir jou lees, vers 17, God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor staan op. Dat God ook vir Ismael 'n plekkie gemaak het, al was dit nie sy wil en sy plan nie. Ouma kom in slag by haar kleinkind, sy sê vir hom, Boeta, het is belangrik dat jy Bybel lees en bid. Bid jy elke aand? Ja, ouma. Bid jy regtig elke aand? Ja, ouma, elke aand, ouma. Bid jy ook elke oggend? Nee, ouma. Hoekom bid jy nie in die oggend nie? Das ek nie bang nie, ouma. Ja, soos 'n ander ou gesê het, ek bid as ek in die moeilikheid is. Ek is altyd in die moeilikheid. Ek is altyd besig om te bid. Bid gedurig, dat ons so voor God sal lees. Dat ons sal bid en sal sê, Here, sien die gemors. Sara wou eintlik nie, Sara en Hagar wou gesê, Here, sien die gemors, dis nie my skuld nie. Sara het vir Abraham gesê, hier is ek, my naam is Hagar, is ek nou 'n reisiger, want dis wat my naam beteken, so ek gaan nou reis tot ek sterf. En dan help God haar uit die gemors uit. Hy beskerm sy verbond, en Isak word die pa van gelowiges, hy word saam met Abraham, Isak, Jakob genoem, maar Ismael word nie gelos om te sterf nie. Ismael beteken God hoor, en God het gehoor. En dan net verder, dan noem Hagar vir God El Roi, wat beteken God wat my sien. Is dit nie 'n wonderlike verhaal nie? God is kreatief besig, en hy beskerm sy beloftes, en hy sê wat hy doen wat hy gesê het, hy gee altyd sy beloftes volledig na ons toe. Daar is eenslag kom 'n man daar by 'n dominee, maar hy loop so tussen die sitkamer en die eetkamer en die kombuis, maar hy loop hoor. Hy gaan die mat stukkend trap, so vrr, loop hy. Hy sê vir hom, kollega, wat dan? Hy sê, man, ek het gebid. God is stadig en ek is hastig. Ek wag, ek is hastig. God is stadig. Ek moet wag. Om te wag in die hande van God. Om opgewonde te wees oor die kreatiewe plan wat God in my lewe gaan doen.
Iemand het 'n mooi geloofsbelijdenis geskryf, ek wil dit vir jou lees. Hy sê, ek glo in die son al skyn dit nie. Ek glo in die liefde al voel ek dit nie. Ek glo in God. Nou, ek wil nou daarby sit, ek glo in God en ek vertrou God. Kan ek dit weer vir jou lees, dat dit eintlik jou gebedsgeloofsbelijdenis is. Ek glo in die son al skyn dit nie. Ek glo in die liefde al voel ek dit nie. Ek glo in God. Here, baie dankie dat ons in U kan glo, dat ons met albei hande aan U kan vashou. Here, en as U vir ons 'n belofte gee en U sê, wag, leer my om te wag. Leer my om stil vertrouend op te kyk na U toe. En te weet dat U kreatief in my lewe besig is, in ons lewens besig is, en dat ons met opgewondenheid kan wag vir U oplossing. Geef ons wysheid en insig, stuur ons op U pad, verheerlik U naam. Amen. As jy vir die Here wil dankie sê met 'n dankoffer, jy is baie welkom om dit elektronies in te betaal. Ons is geraad om die Here se dankoffer in sy koninkryk reg te gebruik. Maar nou wil ek vir jou met die Here se seën laat gaan. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en jou van alle onheil bewaar.